Jy luister na Impak, dis 8 minute voor 2, 'n ster. En ek hoop ek spreek hom reg uit. T. Coronea Borealis, met die bynaam Blazester, sal moontlik binnekort met die oog gesien kan word wanneer dit na verwagting sal ontplof. Nou dis 'n gebeurtenis wat slegs 1 keer elke 80 jaar plaasvind. Die laaste keer wat dit gebeur het was in 1946. Volgens NASA is die presiese dag en datum van wanneer die ster gaan ontplof nie bekend nie, maar kan dit moontlik die naweek of iewers volgende week gebeur. Die ruimtekenner verbonde aan die NWI se Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika, Dr. Roan Stein, sluit nou by my aan. Hallo dokter, baie welkom. Goeiemiddag Sarina. Wat is 'n blazester? Ja, dit is nou 'n interessante naam wat hulle eintlik maar net vir hierdie ster gegee het. Wat hierdie ster so interessant maak is dit is eintlik 'n binêre stelsel. So daar's eintlik 2 sterre en die een is besig om die ander een te eet. Hi. So daar is 'n rooi reus, 'n geweldige groot ster. En reg langs hom is daar wat ons noem 'n wit dwergster. En hierdie wit dwergster is heelwat kleiner, hy is heelwat digter, sy gravitasie is heelwat hoër. So hy is besig om die atmosfeer van die ander ster te eet basies. So daar's hierdie pyplyn van materiaal van die rooi reus na die wit dwerg toe. En as daar genoeg materiaal gesteel is van die rooi reus af, dan ontplof die wit dwerg weer. En dit is wat ons hopelik kan sien. So in sy normale stadium waar hy nou is, kan ons hom nie met die blote oog sien nie, maar as hy nou genoeg materiaal gesteel het van die rooi reus, dan ontplof hy, en dit is wanneer ons hom dan met die blote oog kan sien, en dit is wat ons dan 'n nova noem, wat eintlik maar die Latynse woord is wat verwys na nuwe ster. Nou, ek wonder net, hoe kan wetenskaplikes vasstel wanneer so 'n verskynsel gaan plaasvind? Hulle het nie 80 jaar gelede geweet, daar gaan nou weer een wees nie. Wel, wat nou interessant is van hierdie ene is dat gewoonlik sou ons nie weet wanneer hierdie plaasvind nie. Die rede hoekom ons nou 'n vermoede het dit gaan plaasvind, is dat daar lyk asof daar 'n periodisiteit is aan hierdie ontploffings, wat jy nou genoem het elke 80 jaar min of meer. So die laaste keer was in 1946, voor dit is daar 'n groot vermoede dat hy in 1866 waargeneem is, en voor dit in 1787, en dan is daar 'n baie sterk vermoede, maar mens kan dit nie presies sê nie, dat daar 'n verheldering was in daai konstellasie in 1217. En die groot vermoede is dat daar is nou elke 80 jaar is daar 'n ontploffing van hierdie ster, en dit is die proses wat ons min of meer dink daarmee gepaard gaan. So is dit dan dieselfde ster wat elke 80 jaar deur hierdie lewensiklus? Ja, so wat nou gebeur is dat hierdie wit dwerg verdwyn nie na sy ontploffing nie. Na die ontploffing het hy nou baie helder geword, 'n klomp goeters gedoen, maar dan gebeur die herhaal die proses homself heeltyd weer. So daar's nou die rooi reus is nog steeds daar. Die rooi reus verloor al sy energie en verloor al sy materiaal in sy atmosfeer na die wit dwerg toe, en hierdie proses herhaal homself so. Wat wel interessant is dat die wit dwerg gaan op 'n stadium eintlik sy hand oorspeel as dit ware, en hy word elke keer swaarder na elke ontploffing, en dan gaan die ontploffings al hoe meer gereeld gebeur, en dan gaan hy homself in flarde inskiet. En dan is daar niks van die wit dwerg meer oor, en dit is wat ons dan 'n supernova noem. Dit beteken daar bly niks oor na die tyd nie. So, maar dit is eers miljoene jare van nou af, en 'n mens moet ook nou bysê dat hierdie stersisteem, spesifieke stersisteem wat ons so dop hou, is 3000 ligjare ver. So dit beteken dat dit het al reeds gebeur, die informasie moet nou nog by ons uitkom. So dis baie interessant, maar ons vermoede is baie sterk, dat dit of vanaand, ek dink 27ste, maar hierdie tipe goeders, dit is 'n kosmiese tydskale, mense weet nie presies wanneer dit gaan gebeur nie, so hulle het so 'n paar datums, en dit hang af maar wat se modelle mens glo, en wetenskaplikes is nie bekend daarvoor dat hulle met mekaar saamstem nie. En wat kan ons sien? Waarvoor moet 'n mens op die uitkyk wees? Hoe lyk hierdie ontploffing? So, in die suidelike halfrond gaan dit op die noordelike horison wees. So in die noordelike halfrond behoort mense die hele nag te kan sien, maar ongelukkig ons is in die suidelike halfrond, so dit sal in die nag wees op die noordelike halfrond in die konstellasie van daai Corona Borealis wat jy nou nog van gepraat het. En basies wat gaan gebeur is, daar gaan net op hierdie oomblik as mens daar kyk, is daar niks wanneer jy met jou blote oë daarna kyk, en selfs met 'n verkyker, die magnitude is net dis nie helder genoeg nie. En dan wanneer hierdie ding ontplof het, sal daar dan 'n verskynsel wees wat 'n mens dan met die blote oog kan sien. Dis nie helder genoeg dat mense dit in die dag kan sien nie, maar dit is helder genoeg dat 'n mens, so die enigste manier hoe mense gaan weet dat dit gebeur is dat die een aand was hy nie daar nie, en die volgende aand is daar toe nou 'n ster wat jy met jou blote oog kan sien. En jy gaan hom dophou? Definitief. Nee, dit is baie opwindend. Elke 80 jaar. Dit is dalk die eerste keer en die laaste keer wat ek dit kan sien. Moontlik. Ek dink jy moet 'n storieboek skryf, 'n kinderstorieboek. Die rooi
Die rooi reus en die wit dwerg. Die rooi reus en die wit dwerg. Ja, wat weghardloop vir die gravitasiekolk. Ek sal 'n paar wetenskaplike gurus kry wat dit gaan saam met jou lees, maar dankie dat jy by ons aangesluit het, Roan. Altyd lekker om met jou te gesels oor ruimtesake en dankie dat jy dit so prakties vir ons verduidelik. 'n Groot plesier, Sarina. Dis die ruimtekenner verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika, Dr. Roan Steyn.